dink ons klomp dwaling aangaande dit. Ek dink die ander een wat mense ook noem is dat jy gaan in 'n diep slaap in alwaar jy sterf. Die hemel kry 'n nuwe engel is nog een, die klomp wanpersepsies van wat dit eintlik beteken om dood te wees. Goeiedag en welkom by hierdie episode van Om die Woord. In hierdie episode gaan ons kyk na vraag en antwoord 42. Dit is 'n redelike kort vraag en antwoord, maar tog baie belangrik en baie van pas, veral vir mense wat geliefdes aan die dood afgestaan het. So ek gaan net vir ons vraag en antwoord 42 lees en dan kan ons gerus daaroor gesels. Hierso saam met my het ons vir my broer Pieter en vir Skalk. En ek sê vir hulle baie dankie dat ons lekker saam vandag oor hierdie onderwerp kan gesels. So, kom ons kyk na vraag en antwoord 42. Ek sal dit vir ons saam lees. As Christus dan vir ons gesterf het, waarom moet ons nog sterwe? Antwoord: ons dood is nie 'n betaling vir ons sondes nie, maar slegs 'n afsterwe van die sondes en 'n deurgang tot die ewige lewe. So die vraag, net om dit in alle verwarring uit te skakel, die vraag vra hoekom as Christus reeds vir ons sondes gesterf het, moet ons as gelowiges nou nog sterwe, soos in hierdie lewe sterwe, in hierdie bedeling sterwe. Natuurlik weet ons dat omdat Christus vir ons sondes gesterf het en die dood vir ons oorwin het ons na die ewige lewe, maar tog gebeur dit dat ons in hierdie bedeling ook nog steeds sterf. Nou die vraag vra, hoekom gebeur dit? So, maar nou die eerste vraag wat ek het is dan juist hierdie vraag. Ons beantwoord die vraag sommer so reguit. Hoekom moet ons as gelowiges nog van hierdie lewe af doodgaan? Wat se deel van die Romeine sê die loon op die sonde is die dood? So die Romeine 6, Romeine 4, daar rond aan die begin. Maar daardie stuk verduidelik bloot dat ons nie meer deel in die ewige dood nie, maar met die sondeval die dood in die wêreld ingekom. En omdat die dood in die wêreld ingekom het, is dit daarso. So, dit is omdat ons almal gesondig het, moet ons almal nog eendag sterwe. Maar omdat ons in die sonde verlos is ons sterwe net 'n oorgang. Maar die wêreld is vervorm. En die dood is deel van die vervormdheid. Misvormdheid, ja. Dat Skalk wil jy iets daarby sê? Nee, ek sal graag wil beamoen wat Pieter sê, ja, ons liggame sterf, maar ons siele gaan tot in ewigheid en later ontvang ons dan ook met die wederkoms van Christus dan ook 'n nuwe liggaam. En so ook ons in ons nuwe geboorte, ons wedergeboorte, as nuwe mense dan ook so te bewerkstellig en te verteenwoordig. Ja, Skalk net om wat jy gesê het, net meer spesifiek te verduidelik. Hierdie nuwe liggaam wat ons kry, is nie 'n heeltemal nuwe liggaam nie. Dis hierdie liggaam wat ons nou inlewe, hy word net heeltemal vernuwe. En daarom verwys die mens daarna as 'n nuwe liggaam. Maar dit is dus hierdie selfde liggaam. En selfs al het hy tot stof toe afgebreek in die graf, kry ons nog steeds, kan die Here uit daardie stof uit die liggaam so heeltemal vernuwe, ja. Ja, so net om maar net te verduidelik wat die katekismus reeds antwoord, Pieter, om weer by jou aan te sluit. Die dood wat ons nou in hierdie lewe sterwe, as ek dit so kan verduidelik, is nie dat ons nou doodgaan en die ewige dood het nie, omdat ons gelowiges is. Nee, dit is eerder net 'n deurgang na die ewige lewe toe. Iets anders wat die katekismus mooi klem op lê, is dat hierdie dood wat ons nou sterwe in hierdie bedeling, is wel nie 'n betaling vir ons sondes nie. Ons moet nie dink dat ons nou doodgaan omdat ons gesondig het nie. Pieter het reg gesê, die dood het in
in die lewe in die wêreld ingekom weens die sonde, maar ons kan nie met ons dode ons betaal nie met ons dode die straf op ons sonde nie. Christus het reeds daardie straf vir ons gedra. Maar omdat sonde in die wêreld ingekom het, gaan ons nog steeds dood, maar ons weet dat vir 'n gelowige is die dood net 'n deurgang. So ons het nou klaar daaroor begin gesels, maar ek dink dit is belangrik dat ons dit mooi deurtrap is, wat gebeur met 'n gelowige wanneer hy of sy wel doodgaan voor die wederkoms van ons Here Jesus Christus? Ja, ek dink ekskuus Pieter. Die hemel kry 'n nuwe engel. En dit is gereelde mense sulke goed sê, maar wat is eintlik die meer korrekte antwoord? Ja, ek dink ons klomp dwalinge aangaande dit. Ek dink die ander een wat mense ook noem is dat jy gaan in 'n diep slaap in daar waar jy sterf. Ek weet nie of dit is wat jy ook wou noem nie Pieter, maar ja, die hemel kry 'n nuwe engel is nog een klomp wanpersepsies van wat dit eintlik beteken om dood te wees. As gelowige en ongelowige. Ja, maar as gelowige bely ons en word ons ook geleer in God se woord dat ons gaan na die Here toe en ons sien dit veral met die kruisiging van die rowers saam met Christus. Dan sê Christus vir die rower, na die rower sê, dink aan my as u in u koninkryk is. Dan sê Christus dat die rower sal ook in die hemel wees. En so kan ons dan die argument voer dat daar waar ons sterf, ons liggaam gaan dalk in die aarde in, maar ons gees, ons siel, ons gees nie, ons siel gaan na God toe. Dit is Ja, Skalk. Pieter, ek gaan jou nou kans gee. Ja, ons sien dit ook raak in Filippense 1, waar Paulus sê, om te lewe is my Christus, om te sterwe is my wins. Want ek sien uit daarna om heen te gaan en om by hom te wees, want dit is vir my verreweg die beste. So ja, dit is wat gebeur met 'n gelowige as hy sterwe voor die wederkoms van Christus. Ekskuus Pieter, wil jy Ja, nee, net verder op die engele gedagte. Mens wil eintlik nie 'n engel wees nie. En ons is nie engele nie. Die engele is nie erfgename van die koninkryk nie. Van die koninkryk nie. Die engele is nie gaan nie saam met Christus heers nie. Die engele is nie kinders van God soos dat ons aangenome kinders van God is nie. So ons is eintlik in 'n meer bevoorregte posisie as die engele. En dit is iets om in ag te neem. As iemand sê dat die hemel gaan 'n nuwe engel kry, dan het jy vir hulle 'n downgrade aan, as ek so mag praat. Ja. Ja, iets wat mense in ag moet neem wel is dat hierdie is eintlik 'n baie swaarder en meer sensitiewe onderwerp. En dis baie moeilik om wanneer iemand nou net 'n geliefde aan die dood afgestaan het, te probeer hulle teologie so hard aanspreek. Maar tog is dit belangrik om te weet wat gaan gebeur, want daarin vind ons ware troos vir wanneer dit gebeur. So sommer op daardie noot, wat beteken dit dan vir ons? Wat moet ons dink? Hoe moet ons dit verstaan wanneer ons 'n medegelowige aan die dood afgestaan het? Waarin vind ons troos? Hoe moet ons daar dink? Pieter het klaar begin noem. Die hemel kry nie 'n engel by nie, maar soos ons gesê het, 'n kind van die Here is dan nou by die Here. Maar hoe moet ons daaroor dink? Nou nee, dis interessant. Daar's ons twee maniere ons aan kan dink. Ons weet die Gees is by God, want ons het vroeër gepraat oor die man wat langs Christus gekruisig was. Vandag nog en hy sal in die koninkryk van die hemele wees. Sy Gees is direk by God In die paradys. Maar dan ook lees ons in die nuwe hemel en die nuwe aarde, veral in Openbaring. So dis het ons die direkte troos dat ons afgestorwe geliefdes se Gees is by God. Hoe die aard van dit is, dink ek nie ons het genoeg oor om te praat nie, maar om by God te wees is heerlik. En ons het ook die verdere troos dat die hemel en aarde gaan vernuwe word en daar wat se kapasiteit ook al gaan ons hulle weer sien. Daar is die stuk om mens oor kan praat, dat mens gaan hulle weer sien. Die kapasiteit, hoe dit gaan wees, kan ons nie oor praat volgens my nie. Maar die Gees is by God
Dit is heerlik van alle pyn verlos by ons hemelse Vader en ons gaan hulle eendag weer sien. Dit is dit is genoegsame troos. Ja, ja, nee, soos jy sê, Pieter, dit bied aan ons baie troos om te besef dat ons geliefdes, ons geliefdes wat gelowig is by die Here. En hulle ervaar baie meer vreugde en meer vrede as wat ons wat nog hier op aarde is, op die oomblik van ons wat nog op aarde is, ervaar. Bedoelende dat hulle ervaar die totale teenwoordigheid van die Here daar waar hulle siele by God is, waar ons dit nog gebrekkig tot 'n mate toe ervaar. Omdat ons nog daai skeiding het van ook ons wat nog hier op aarde is tussen al die boosheid van die wêreld. Maar ja. Ja. Ja, nee, om by julle albei aan te sluit, baie dankie. Nee, ek dink, Skalk, jy het gepraat van, baie mense dink dat na die dood gaan jy in 'n diepe slaap in. Hulle het half die idee dat daar so onbewustelikheid na die dood. Maar ons weet egter, dit is nie waar nie. Na die dood is daar 'n bewustelikheid, en jy is of bewus daarvan dat jy nie by die Here is nie, of jy is bewus daarvan dat jy wel by die Here is. So Christus het aan die kruis gesê, my God, waarom het U my verlaat? Nou, dit gee ons 'n blik in wat die hel eintlik is, en so ook wat die hemel eintlik is. Die hel is Gods verlatenheid, en die hemel is God se volle teenwoordigheid. Nie dat God afwesig is in die hel, hoegenaamd nie. Hierdie Gods verlatenheid beteken nie dat God afwesig is nie. Dit beteken dat God al sy goedheid en al sy genade en al sy liefde daarvan af ontneem, en al wat oorbly is sy aktiewe toren. En ons sien ietsie daarvan in die priesterlike seën in Numeri 6, waar ons daar staan dat God sy aangesig oor jou sal laat skyn. Dit is God se spesiale seënryke teenwoordigheid. So ons kan daaraan dink dat in die hel draai God sy aangesig van jou weg, en in die hemel laat hy sy aangesig volledig oor jou skyn. Ja, so in die hemel dan ervaar jy God se volledige genade en liefde en besondere teenwoordigheid. En dit is wat vir ons wag, vir ons siele wag, as ons sou sterwe voordat ons Here Jesus Christus weer kom. En Pieter, om verder by jou aan te sluit, met die nuwe hemel en die nuwe aarde weet ons dat God gaan daar onder sy volk ook woon. Dan gaan ons met verheerlikte liggame op die vernuwe aarde in die nuwe Jerusalem nog steeds in hierdie spesiale, besondere teenwoordigheid van die Here wees. Soveel so dat daar staan in Openbaring dat daar gaan nie 'n kerk wees nie. Want ons gaan net die hele tyd perfek kerk wees. Ek weet nie of dit sin maak nog. So dan gaan dit tabernakel wees. Ja, dit is eintlik so op dat. Maar een laag, en dit is dat wanneer ons uitsien na die lewe na hierheen, na die hiernamaals, dan is dit goed om sekere dinge in jou gedagtes uit te klaar. Pieter, jy het baie goed genoem dat, ek dink Skalk jy ook, dat alle pyn en lyding en swaar kry gaan verby wees, en ons gaan ons geliefdes weer sien. En dit is absoluut wonderlik om uit te sien na hierdie twee dinge, om uit te sien daarna dat ons nie meer die gevolge van die sonde gaan ervaar nie. En om ook uit te sien daarna om ons geliefdes weer te sien, en dat daar 'n eenheid tussen ons gaan wees dat ons op hierdie aarde nooit sal raak sien nie. Maar ek dink wel wat ons moet vir mense sê, en ons moet dit in ons harte ook reg kry, is die ding waarna ons die heel meeste moet uitsien van die hiernamaals, is om by die Here te wees. Dit is nie in die eerste plek om verlos te word van die pyn of verlos te word van die lyding nie, en dit is ook nie in die eerste plek om ons geliefdes weer te sien nie, maar dit is in die heel eerste plek om by die Here te wees. Dit is ons diepste smagte. So broers, nog een laaste vraagie, en dit is, moet 'n gelowige bang wees vir die? Wel, as ek mag,
Jy sien in ag neem die dood is onnatuurlik. Soos ons aan die begin bespreek en dit is die gevolg van die sonde. Dit is iets wat misvormd is, dit is iets wat gebreek is. So daai onnatuurlikheid gaan nie weg nie. Ek dink een van die slim internet-ateës, en ek sê nie daai sarkasties nie, ek kan nou sy naam vergeet, maar hy is een van die slimmer Reason iets is dit, ek kan nie onthou nie. Maar hy het gesê dat Christene almal is bang vir die dood, ook Christene, en daarom leef hulle nie hulle geloof uit nie. Maar die dood is onnatuurlik, dit is dis natuurlik om vir die onnatuurlike bang te wees. Maar ons kan in dieselfde asem ook sê, toe ek nou in Bloemfontein gewerk het, en ek sê hierdie, ek weet nie om dit minder hard of blaatant te stel nie, maar almal het eweskielik dood gegaan. En toe, mis ek oor en oor dit mense verseker, die dood is nie ons vyand nie. Dit is iets wat seer maak, dit is iets wat onnatuurlik is, maar dit is nie ons vyand nie, want dit is die deurgang na die ewige lewe toe. So mens kan dit weet en ook erken dat dit iets wat sleg is. Iets wat aards sleg is, liewer sê. Ja, weens wat Christus vir ons gedoen het, kan ons saam met Paulus in 1 Korintiërs sê, dink is 1 Korintiërs 15 of 16 sê, dood, waar is jou angel? Nee, so die angel van die dood is weggevat, maar Pieter het reg gesê, die dood bly 'n gevolg van die sonde en dit bly sleg. Skalk, wil jy nog iets aanvoer? Ja, ek dink dit is van nature dat ons die dood vrees. Maar ek dink ons kan eintlik sê ons behoort nie die dood te vrees nie. En ek kan dan sê alles wat Pieter ingesê het, ons behoort nie die dood te vrees nie vir al die versekerheid wat ons het in Christus. Dat daar waar Christus die dood oorwin het, die dood geen meer angel teenoor ons nie, soos jy nou sê, Frikkie. So ons behoort nie die dood te vrees as gelowiges nie. Maar tog is daar daardie worsteling in die gelowige en elke mens, maar as hulle oog tot oog met die dood kyk, en sien die deur van die dood staan oop en wag vir ons elkeen. En so word ons ook met die dood van ons geliefdes ook daaraan herinner. Dat die dood op ons elkeen wag, maar dis soos waar die gelowige en die ongelowige verskillend kyk na die dood, waar die gelowige het nog die uitkyk dat dit oorwin is vir die gelowige. En die ongelowige het ongelukkig nie daar dieselfde troos vir hulle nie. So dan ook die Here, en so leef ons ook dan in dankbaarheid in hierdie lewe wat ons het tot en met die tyd wat vir ons bestem is. Dat ons nie hoef te vrees nie, al twyfel ons in ons harte oor die vrees vir die dood. Word ons nie vir die dood te vrees nie. Ja, nee, baie dankie manne. Is meer sensitiewe, meer swaarder onderwerp wat ons vandag aangespreek het, en ek dink ons het dit goed gedoen. Baie troostryk ook, die Heidelbergse Katekismus oor een van die dinge in hierdie lewe wat ons deel hartseerste kan maak. So ek sê vir julle baie dankie, en ek sê vir die kykers ook baie dankie, en ons sien julle volgende keer.